kom ons gesels eers vanoggend met die kinders. Hulle is al by die huis, maar ons gaan eers met hulle gesels vanoggend. Ons gesels altyd eers met ons kinders. Hulle is ons belangrik vir ons en ons is lief vir hulle. So, die vraag wat ek vanoggend vir julle het as kinders, né? Is daar iets waarmee jy sukkel? Dink 'n bietjie mooi. Waarmee sukkel jy? Iets wat nie lekker is nie. Hoe voel jy daaroor? Is dit vir jou 'n probleem? Gaan jy dit sommer net vir enigiemand anders te vertel? Nee, mens voel so 'n bietjie sleg daaroor, né? Mens raak so 'n bietjie rooi in die ore as jy daaraan dink. So skaam voel 'n mens. Nou, het iemand jou dalk daaroor al gespot? Of daaroor vir jou gelag? Of dalk vir ander mense vertel terwyl jy gevoel het, nee, dis nie die regte ding om te doen nie. Ek wil dit eerder vir myself hou. Nou, hoe het jy toegevoel? Dan voel jy ook baie sleg, ja. Dan raak jou ore nog rooier, jou wange raak ook sommer rooi, want jy voel skaam en dit is nie lekker nie. Maar Paulus sê vir ons vanoggend, hy sê, as jy aan Jesus behoort, dan hoef jy nie sleg te voel oor waarmee jy sukkel nie. Jy kan dit na Jesus toe bring. Al praat mense daaroor, dit maak nie saak nie. Want niemand mag jou veroordeel nie. Hy skryf hier so in hoofstuk 8 vers 1 sê hy, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Mense kan daaroor praat. Maar Jesus gaan jou nie daaroor veroordeel nie, en niemand anders kan jou daaroor veroordeel nie. Jy is altyd veilig by Jesus, jy kan dit na hom toe bring. Al maak mense wat ook al, hulle kan maar doen net wat hulle wil. Goed, kom ons gesels met ons groot mense. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir U. Dankie dat U woord so oopmaak, Here. En ons bid, Here, dat U vanoggend weer eens dit vir ons sal doen deur U Heilige Gees. Vader, U waarhede kom nie uit ons eie uit nie. Help ons om vandag bemoedig te wees en aan U vashou. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser, wat dit so moontlik maak. Amen. Ons is besig met hierdie tema van God se reddende krag tot genade. En dit laas keer vir ons 'n spieelbeeld voorgehou in hoofstuk 7 van Romeine, wat ons gewalg het. Want ons is in 'n tweestryd, waar ons begeer om soos Christus te wees, maar ons voel ons verloor die stryd as ons ou natuur ons in daai beeld in ons oorweldig van Christus, en ons voel asof ons vasgevang is. Ons is gevange geneem. Paulus sê, hoe sê hy dit? Hy sê, hy is 'n elendige mens. Maar dat Christus dan, staan op en sê, maar Christus, dank God, aan God die dank, deur Jesus Christus, ons Here. Nou, hierdie emosie vat alles so mooi saam, wat Paulus vir ons in die eerste deel van Romeine beskryf het sover, oor die evangelie. Hy het vir ons verduidelik van jouself opgelegde toestand van God se waarheid onderdruk, en God se reg om dit te oordeel. Hy het ons vertel van God se ingryping, God se voorneme om verlossing deur die geloof in Jesus vir ons te bied in hierdie tyd wanneer hy moet oordeel. Dan besluit hy, maar hy gaan 'n geleentheid skep vir ons in Christus Jesus om verlos te word daarvan, as ons net in Jesus glo. En dan bring hy die krag tot redding van God in. En hy sê, die werk wat Christus Jesus vir ons in die kruis voltooi het, is die krag tot redding wat God aan ons bied. As jy hierdie krag tot redding ervaar, as jy 'n veranderde wese is, 'n veranderde mens, wat onder nuwe omstandighede lewe,
En dit was hoofstuk 7 wat vir ons so mooi verduidelik het. Jy is afgesterf vir die sonde in Jesus is jy afgesterf. En daarom is jy in 'n nuwe huwelik met hom. Die wet is nie meer van toepassing nie. Jy is nie meer getroud met sonde nie. En daarom is daai oordeel wat daar lê nie meer van toepassing op jou nie. En daarom verklaar Paulus in hoofstuk 8 vers 1. Hoofstuk 8 vers 1 sê vir ons daai woorde: daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Hier is jou vasdrapplek as 'n Christen. Jou vasdrapplek in geloof. Jy is in Christus en niks kan jou meer veroordeel nie. Nie eers jy kan jouself veroordeel nie. Hoe is jy hiervan verseker? Jy is verseker daarvan as gevolg van die inwoning van die Heilige Gees. En dis waar Paulus nou heen beweeg in hoofstuk 8 as hy vir ons hierdie goed verduidelik. En ons tema vandag is: wie kan vir jou die vinger wys? Wie kan vinger wys na my? Ons sien dit in Romeine 8 vers 1 tot 13. En dit is die tema van hoofstuk 8. Wanneer Paulus ons wil bemoedig in die nuwe lewe. En die eerste punt is dat die Gees verseker dat jy jou sondepatrone en die doodsheid daarvan kan oorkom. Lees die eerste 13 verse van hoofstuk 8. Kom ons lees dit saam. Eerste 13 verse van Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens sy Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van 'n sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van 'n sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam, as gevolg van die sonde, wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan broers, ons het 'n verpligting, maar nie teenoor die sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak,
sal julle leef. Paulus gebruik die eerste stelling om vir ons vas te maak en vir ons te sê, daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. En hy sien die Gees, die Heilige Gees, as die instrument wat jou vrymaak, in vers 2 tot 4. Vers 2 tot 4 sê, die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur 'n sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet wat in ons vervul kon word. Sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens die sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Ons het reeds oor die ooreenkoms van die wet en die patroon van ons aard gepraat. Ons het hoofstuk 7 het vir ons baie daarvan beskryf. En Paulus neem dit nou een stap verder, as hy die Gees van God inbring. En hy sê, die wet van die Gees. Want vir die Christen is die Gees die wet, oftewel die patroon, wat lewe voortbring in jou. Dit bring die verandering. En dit is verandering wat voorsien is in Jesus Christus. Christus het dit vir ons voorsien. En is nie net die Christus wat dit voorsien het nie, dis die opgestaande Christus wat dit voorsien het. Jy is vrygemaak van sonde se patroon wat tot 'n doodsheid van jou gees gelei het. Dit het jou doodgemaak. En reeds in hoofstuk 5 vers 5 het ons hierdie waarheid gesien wat ons in ons vestig. God se liefde is in ons uitgestort deur middel van sy Gees wat in ons woon. So, as ons daaraan val met ons gedrag, dat ons nie hierdie patroon van die Gees kan nakom nie. En selfs die wet ons nie so ver kan kry om hierdie sonde te oorkom nie. Dan is dit God wat in staat is om sonde vir ons te oorkom. En wat dit vir ons 'n realiteit maak deur sy Gees. Dit is God se seun wat hierdie lewe soos ons kom leef. Hy kom leef dit saam met ons. En daardeur die houvas van sonde op ons breek as hy nie daaraan toegee nie. Kom ons kyk na vers 3. Dit waartoe die wet verswak was deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. God veroordeel my nie meer nie. God veroordeel die sondige natuur wat deur Jesus in my vervang is. Ek het 'n nuwe natuur wat in my woon.
Ons vind, ons is dus reggestel onder die wet se eis tot oordeel. Die wet vereis die oordeel, maar ons is reggestel onder daai wet. Juis omdat ons hierdie stryd met sonde ervaar en begeer om in die Gees te lewe en om dit in ons lewens uit te leef. En Paulus sê in vers 4, dit is wat deurslaggewend is. Ons wat nie volgens die aard van ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Ons wil dit uitleef volgens die Gees. Dit is die Gees se patroon waarna God oplet in jou lewe. Ons sien hierdie twee patrone nog steeds raak. Die aard van die mens en God se Gees se patroon, se nuwe patroon, wat nou vir ons verduidelik word. En kom ons kyk vir 'n oomblik na die verskil in hierdie twee patrone in jou. Vers 5 tot 8. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Daar is die eerste onderskeid. Die denke van 'n sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Daar is die tweede onderskeid. Die denke van 'n sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. En nou verduidelik Paulus vir ons wat die aard sy eindproduk is. Die twee patrone, die een van sondige aard en die een van die Gees van God, bepaal twee aspekte in jou lewe. Een, hoe jy dink, en twee, wat jou denke voortbring. Jou sondige aard dink altyd onderdrukkend van God se waarheid. Dis hoe ons dit gesien het in die eerste deel van Romeine. Die eerste 3 hoofstukke het dit vir ons so mooi verduidelik. Dit het geen ander bron om vanaf te dink nie. En selfs al bedoel ek hoe goed ook al, dit is die fondasie van my denke. En dit bring voort dat jy verwyder is van God se ware patroon, van wat die Gees vir jou kan bied. Jy is vyhandig teenoor God en jy wantrou God van nature. Dis die uitvloeisel daarvan. Dit beperk jou tot gedrag wat jou val. En dit nooit 'n bevredigende verhouding met God kan voortbring nie. Vers 8 sê vir ons, dit kan God nie tevrede stel nie. Dis onmoontlik. Daarteenoor sien ons in vers 6 die patroon van die Gees se aard is baie eenvoudig en baie bevrydend. Vers 6 sê, die denke van die sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Want die Gees bevry jou om soos God te dink. Vers 5. Dis die tweede deel, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die Gees bevry jou om soos God te dink. En juis dit is lewegewend en dit vervul God se vrede in jou. En daarom is dit lewe
en vrede wat in jou voorkom. En so kan jy God wel tevrede stel. Wat is die uitvloeisels? Wat loop uit hierdie twee patrone wat ons hier gesien het? En hierdie beginsels van hierdie patrone. Vers 9 tot 11. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar aan die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam, as gevolg van die sonde, wel dood, daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame bekend, lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Wat vloei uit hierdie patrone uit? Die eerste ding wat uitvloei is dat God deur sy Gees of teenwoordig is of nie. Dit kan nie tussenin wees nie. Julle daarteen al, vers 9, julle daarteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. God is net teenwoordig as sy Gees in jou woon. Want slegs dan kan sy karakter 'n effek hê wat hom tevrede stel. Sy lewe en sy vrede met jou is in sy Gees se teenwoordigheid opgeneem. En dit woon in jou. Sonder sy Gees behoort jy nie aan God nie. Hy kan nie teenwoordig wees nie. Want daar's niks vir hom om in teenwoordig te wees nie. Een ander uitvloeisel is dat die ware verandering plaasvind as Jesus se Gees in jou lewe. Kom ons lees vers 10 tot 11 weer. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood, daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Vir die mens se gees is lewe en om vry te wees van sonde sinoniem. Dis dieselfde ding. Ware lewe is 'n geregverdigde lewe wat net in Jesus se Gees kan plaasvind. Jy kan dit nie sonder hom reg kry nie. Sonde se patroon kan nie lewe voortbring nie. Dit is net die Gees se patroon in jou wat daai lewe kan voortbring. En eendag sal jou liggaam, jou fisiese liggaam dit ook ervaar. En ook hierdeur herstel word. Soos Christus herstel is in sy fisiese liggaam nadat hy opgestaan het. En hierdie fisiese herstel van Jesus is seker vir ons die belangrikste bewys van sy oorwinning oor sonde. En hy gaan derentyd jou daarmee vervul. Jy gaan derentyd daarin deel, want hy het dit vir jou gegee.
Hierdie bewys is oorweldigend. Paulus maak ons bewus van 'n hele reeks van bemoediging wat die Gees van Christus aan ons bied. As ons na hierdie stuk kyk. Jy is voorsien van genade, wat nie 'n getwyfel getrek mag word nie, sodat jy kan nie meer onder 'n oordeel staan nie, jy kan nie meer veroordeel word nie. Dis die eerste ding wat ons gesien het. Dit beteken nie ons is foutloos nie, maar ons kan openlik ons foute aan ons aard toeskryf en daarteen veg met 'n vertroue dat ek sal oorwin. En die rede is, die Heilige Gees wat in my woon, veg aan my kant. Deur nie my nie, maar die sonde in my te veroordeel. Ek word nie veroordeel nie, maar die sonde in my word aangespreek. God hou nie meer sonde teen my nie. Maar hy werp alles in die stryd deur sy Gees om my ten volle daarvan te verlos. Dis die proses wat in my plaasvind. Dit is wat ek ervaar, wat Paulus gesê het, dit maak my elendig in hoofstuk 7. Hier is die ervaring daarvan, hier is wat gebeur. Want my begeerte tot Christus se karakter vloei van sy karakter in my, vloei daaruit voort, dat die Gees in my woon. En is dus ten volle onder die oorsig van die Heilige Gees, die Gees van Christus in my. En hy werp alles in die stryd om my te verlos van sonde. Ek is nie alleen in hierdie stryd nie. So, jy het deur die Gees van Christus die sondige aard se perke afgestaan, want dit kan nie in jou wees nie. En jy leef nou 'n nuwe volheid en vryheid in sy Gees uit. Jy is reg met God en die moeilikste patroon van sonde in jou kan dit nie teenstaan nie. En dit bring ons by vers 12 en 13 uit. Hierdie absolute vrye voordeel plaas my en vir jou onder 'n onvermydelike verpligting. Vers 12 tot 13. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting. Maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens die sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Daar's dit vir jou opgesom. Ons is verplig om doelbewus ons ou aard en sy patrone deur die Gees van Christus in ons teen te staan en dood te maak. Paulus kom nie net en sê onderdruk dit net 'n bietjie nie. Hy sê staan dit teen en maak dit dood. Nou dit beteken juis ons is nie perfek nie. En ons erken dit. Maar die Gees lei ons in hierdie stryd om daai ou mense patroon te identifiseer in ons, te kan sien vir wat dit werklik is. Die Gees lei my daarin om daai af te breek, dit
daai patroon af te breek, my begeerte daartoe af te breek met sy insig, met sy wysheid, tot hierdie patroon my walg. En dan kom die Gees en hy gee my sy hand. Ek neem sy hand en saam met hom druk ek hierdie lem van gehoorsaamheid in dit in tot dit sterf. Ek druk aanhou, ek hou aan. Al maak het hoeseer in die proses. Want dit bevry my. Ek het Christus se vryheid en vrede tot my beskikking. En daarom, jy is nooit alleen in hierdie baie moeitevolle proses van afsterf van sonde nie. Want jou verlosser se Gees is in jou, met jou, en lei jou daarin. As ons nie hierdie verpligting opneem nie, dan word ons ontbloot as steeds begeerig om die ou aard te aanbid, die ou aard te koester, dan vashou. En ons is nie gered nie. En so is ons nog steeds onder die oordeel van God self, as ons in daai toestand bly. Ons is ter dood veroordeel. En die lem van God se heiligheid, se oordeel, sal in jou ingedruk word. Waar staan jy vanoggend ten opsigte van hierdie verpligting? Het jy al toegelaat dat dit in jou lewe inkom? Jy hoef dit nie te vrees nie. Selfs al is dit jou eerste keer wat jy hierdie keuse maak om aan Christus toe te gee. Jy hoef dit nie te vrees nie, want die Gees van God veg saam met jou. Jy hoef dit nie te vrees nie, want die Gees van God begeer, die Gees van Christus begeer om jou ten volle te verlos. En hy sal dit doen. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vind jouself in hom. Amen. Vader, ons kom voor U, Here, en ons hierdie stryd wat in ons plaasvind as gevolg van ons ou patrone is vir ons waaglik. Dankie dat U Gees ons hierdie bemoediging gee vanoggend dat ons is nie alleen gelaat om hierteen te stry nie. U sal ons ten volle verlos. U het ons ten volle verlos en daarom woon U Gees in ons en ons sal van hierdie patrone ontslae raak onder sy leiding as gevolg van sy vermoë en nie ons sinne nie. Ons dank U daarvoor, Here, en help ons om hierdie verpligting om dit na te jaag altyd in gedagte te hou in ons alledaagse lewe, Here. Want dis waar dit ons pootjie. Help ons om op te let, Here. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser, wie se Gees in ons woon. Amen.